Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Romeine hoofstuk 6, vanaf vers 12. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel, om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme. Want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Kom ons bid. Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre, Here God. Dankie dat ons kan hoor wat U vir ons sê deur die Gees, wat oor al die duisende jare, Here, nog steeds met ons spreek. Here, mag hierdie woord ons vanmôre arresteer en vasgryp, sodat ons ag sal gee op wat dit vir ons beteken om slawe van geregtigheid te wees. Kom o Gees van God en raak ons aan en werk in ons, want dit is net U wat die vrug in ons kan kweek. Dit is net U wat ons kan bekwaam maak om te doen dit wat die Here van ons verwag. En Here Jesus, mag U geëer word in alles. Amen en amen. Nou, soos wat ek laasweek gesê het, is hierdie eintlik deel 2 van die boodskap wat laasweek begin het, wat handel oor hoe ons in ons nuwe lewe. En in die eerste gedeelte van hoofstuk 6 het ons gesien dat ons gesterf het vir die sonde. En as jy toch gesterf het vir die sonde, dan doen jy nie meer sonde nie. En jy is lewend vir God en daarom doen jy die dinge vir God. Paulus voer die argument verder in die laaste gedeelte van hierdie gedeelte en hy vra uiteindelik die vraag, wie is jou baas? Vir wie werk jy? In wie se diens staan jy? Want die groot probleem vir ons in ons godsdiens en in meeste godsdienste is gehoorsaamheid. Wat beteken gehoorsaamheid? Sien, ons hoor dat ons moet gehoorsaam wees en die gedagte wat by ons opkom is, jy moet jouself ordentlik aantrek, kerk toe gaan op 'n Sondag, daar in die banke sit en luister na die preek, huis toe gaan en rustig wees op die Sondag en probeer iets goeds te doen deur die week en dit is gehoorsaamheid. Dat jy moet net wegbly van die sonde, jy moet nie hierdie dinge doen nie, jy moet dat doen nie, jy moet sekere dinge nie eet nie, sekere dinge nie drink nie. En ons idee van gehoorsaamheid is dat ons onsself moet inperk. Dat gehoorsaamheid is dat ons 'n grens rondom ons plaas en sê ek moenie buite die lyne gaan nie. Dit is gehoorsaamheid. Ons almal dink ons is in 'n inkleerboek en jy mag nie buite die lyne inkleer nie. Jy moet daar binne bly. En solank as wat jy daar binne bly is alles reg. Dan is jy gehoorsaam.
Want tog is dit wat in ons gebed voorkom, wanneer ons sê, Here, hoekom gaan dit sleg met my, ek is dan gehoorsaam. Hoekom gebeur hierdie dinge met my wat gehoorsaam is? En met gehoorsaamheid bedoel ons daar dat ek nie moor nie, en ek steel nie. En as ek lieg, is dit vir 'n goeie rede. En as ek kwaad raak, is dit my geregtige kwaadheid, ek mag kwaad raak. En so ons het dinge wat ons vir onsself daar plaas, en sê, ek moet net nie oor hierdie lyn gaan nie. En ons het hierdie perk, en ons het hierdie lyne, en ons het in ons gedagtes hierdie idee, dat as ek gehoorsaam is aan hierdie reëls, dan sal dit goed gaan met my. En dan sal alles reg wees. En Paulus sê, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Gehoorsaamheid is meer as dit. Hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, stel julle ledemate tot beskikking van God. Soos wat julle vroeër julle ledemate tot beskikking van die sonde en losbandigheid geplaas het. En dit is iets wat ons moet dink aan hoe gehoorsaamheid werk. Want hy sê in hierdie gedeelte, hy sê dat ons was vroeër slawe van ons sonde. Ons was slawe van dit wat verkeerd is. En ons het gedoen dit wat verkeerd is, omrede ons slawe is van sonde. Ons hoef nie in die oggend op te gestaan het en gesê het, sonde help my om vandag bietjie meer sonde te doen nie. Dink aan dit. Ek wil hê ons moet besef, dit is laf, né? Niemand van ons het ooit in ons vorige lewe gesê, sonde help my om vandag meer sonde te doen nie. Ons het dit net gedoen. Ons het dit ingeasem, ons het dit sonder om te dink gedoen. Want ons was uiteindelik slawe van ons eie begeertes en ons eie denke. Ons hoef nie enigsins moeite in te gestel het om te sondig nie. Genigtig, sonde is die maklikste ding om te doen. Jy hoef nie eens daaroor te dink nie, ons doen dit sonder om daaraan te dink. Inteendeel, ons moet redeneer om dit nie te doen nie. Ons moet onsself probeer oorreed om dit nie te doen nie. En ek wil hê ons moet verstaan dat as ons so aan die sonde gehoorsaam was, dat ons nie eers hoef te dink of ons dit moet doen nie, ons het dit net gedoen, sê Paulus, hoekom vat jy nie daai selfde energie en doen net wat die Here vir jou vra om te doen nie? Maar wanneer ons iemand sien wat in nood is, moet ons onsself oortuig om te doen wat reg is. Maar ons hoef onsself nie te oortuig het om te doen wat sleg is nie. En dit is wat Paulus vir ons probeer sê. Want ons gehoorsaamheid openbaar wie ons baas is. En hy stel dit in die manier van hoe ons gaan dink in ons werkswêreld. Ek weet nie of julle al ooit vir 2 direkteure op dieselfde tyd moes gewerk het nie. En die een direkteur sê vir jou, geef my 'n verslag Dinsdag oor hierdie ding, en die ander direkteur sê vir jou, nee, ek soek Dinsdag 'n verslag oor hierdie ander ding. En jy het net genoeg tyd om een verslag te doen. Wie se verslag doen jy? Jy moet een van hulle kies. Een van hulle gaan jy gehoorsaam en een van hulle gaan jy ongehoorsaam. Want jy kan nie vir 2 mense werk nie. En Paulus sê dieselfde argument hier. Ons was voorheen slawe van die sonde en het die sonde gedoen, want dit is wie ons was. Maar nou, in Christus is ons dood vir die sonde in die eerste plek en lewend gemaak vir God. So nou behoort ons liggaam, ons hele wese tot beskikking te stel van God en te doen wat hy vir ons vra om te doen. En nie meer die sonde nie. Gehoorsaamheid is nie net om jouself te forceer om niks te doen nie. Gehoorsaamheid volgens Paulus in hierdie gedeelte, die verlossing waarvan ons praat, dat Christus ons verander deur die Gees wat in ons werk, is dat ons goed doen sonder om eens daaroor te dink. Dat ons mense help in nood sonder om eens te redeneer, kan ek dit doen vandag? Ek weet niemand van julle is onder dit nie, maar iemand wat dwelms gebruik. Daai persoon sal niks geld hê nie. Dink jy hy moet homself gaan wins om nie die drugs te koop nie? Nee. Hy sal enigiets doen om geld te kry om daardie dwelms te koop. Maar as ons iemand kan help, wel, ek weet nie of ek gaan uitkom aan die einde van die maand nie.
Ek weet nie van dit nie, ek weet nie van dat nie. Nou ek sê nie dat jy moet net alles weggee nie, dit is nie waarvan ons praat nie. Maar dit moet so natuurlik vir jou wees, dat jy nie eens 2 keer dink, oor of ek iemand moet help of nie. Dat jy nie eens 2 keer dink of jy hierdie goeie ding moet doen nie. Dat dit so deel wees van jou natuur, dat dit net is wie jy is. Sodat mense na jou kyk en sê, ek kan sien, daardie persoon is 'n slaaf van God. Hy is in diens van God. Iemand by my werk vertel vir my 'n fascinerende ding wat hy hierdie week gesien het. Hy het iets bestel by Takealot. En toe die persoon afkom wat nou die Takealot aflewer vir hom, hierdie persoon dra 'n munisipale uniform. Hy werk vir die munisipaliteit. Maar deur die dag ry hy en doen aflewerings vir Takealot vir ekstra geld. Nou wie is sy baas? Wie is sy baas? Jy weet nie. Hy dra die uniform van die munisipaliteit, maar duidelik is hy besig om die werk te doen van Takealot. So vir wie werk hy nou eintlik? As jy gewonder het, hoekom jou munisipale goederes nie uitgesorteer word nie, dis die rede. Want die ou wat moet werk daarmee, werk vir Takealot. En ons weet dit is verkeerd. Jy kan tog nie 2 uniforms dra nie, jy kan nie 2 werke doen nie. Jy kan nie vir 2 baase werk nie, Jesus self sê, een baas gaan jy afskeep en die ander een gaan jy gehoorsaam. So kies wie is jou baas vandag? Is munisipaliteit of Takealot? Jy moet een kies. En trek daar die uniform aan. Maar dit gaan nie oor die uniform wat ons dra nie, dit gaan nie oor die klere drag nie, dit gaan nie oor wat ons uiterlik vir mense wys wat ons doen nie. Dit gaan oor die eintlike werke wat mense kan sien in ons. Wat sê Jesus self? Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie aan hulle kerkbyeenkoms nie, nie aan hoeveel keer hulle by 'n bidtuur is nie. Dis alles mooi dinge, maar dit is nie die punt nie. Daar's baie keer wat Jesus gepraat het oor dit. Een van die skrikwekkendste woorde wat Christus ooit gespreek het, in die evangelies is in Matteus 7, wanneer hy sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk in nie. Maar sal hulle sê, ons het profeseë gedoen, en ons het duiwels uitgedryf, en ons al hierdie dinge gedoen, en hy sê, ek ken julle nie, ek weet nie wie julle is nie. Want net hulle wat die wil van my Vader in die hemel doen, behoort aan my. Hulle wat die wil van die Vader doen. Verder in Romeine gaan Paulus argumenteer dat ons moet ons liggame gee as lewende offer, sodat ons kan weet wat God se perfekte wil vir ons is. En uiteindelik praat dit net oor hoe ons lief is vir ons naaste. Paulus in Galasiërs sê dieselfde, hy sê dat wanneer ons, die hele wet word vervul in hierdie woorde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit gaan nie oor, gehoorsaamheid gaan nie oor wat ons nie doen nie. Dit gaan nie oor die perke wat ons vir ons stel nie. Gehoorsaamheid gaan eenvoudig daaroor, kan die mense die vrug sien van God in jou lewe? Doen jy en werk jy vir jou baas in die hemel? Of werk jy vir jouself en jou eie begeertes? Wie is jou baas vanmôre? En Paulus besef dat dit is die groot probleem. In meeste godsdienste, ons het wette. En ons dink as ons net hierdie wette gehoorsaam, dan is alles reg. En die manier hoe ons partykeer met wette speel is fascinerend. In die laat 19de eeu het daar 'n praktyk ontwikkel onder 'n klein groepie, so dit is nie al die Jode nie, is 'n klein groepie Jode. En hulle het geargumenteer, daar is 'n wet in die Ou Testament wat sê dat elke 7de jaar moet jy die veld leeg lê. Die veld moet nie, jy moet nie oes daarop nie, jy moet nie plant daarop nie, jy moet nie saai daarop nie, jy moet niks doen op daai. Vir elke 7de jaar moet jy daai stuk grond leeglos. Niks doen nie. Volgende jaar kan jy weer op hom boer. En so jy moet elke 7 jaar kan jy nie regtig iets plant nie. So wat gebeur met jou? Nou jy kan rotasie hê waar jy sekere velde het en dan is dit heeltemal reg. Maar jy kan nie
gehoorsaam wees aan die wet en ook die land bewerk nie. Maar terselfdertyd, wel ek moet mense voer en ons moet kan kos maak vir mense. So hoe kom ons rondom hierdie wet? En die antwoord is eenvoudig dit, kom ons verkoop die grond aan 'n nie-Jood. En kom ons koop dit terug aan die einde van die jaar. En terwyl die ander persoon die grond besit, is dit nie my grond nie, so hy kan dit bewerk. Aan die einde van die jaar koop ek hom terug, en dan kan ek weer verder aangaan. Dan doen ek my 6 jaar, dan verkoop ek dit aan die ander ou, na 'n jaar koop ek dit terug. En so hulle het hierdie praktyk ontwikkel waar hulle elke 7de jaar hulle grond verkoop aan iemand. En daai ou hou dit in 'n trust, bewerk dit, hulle doen nog steeds al die werk, en so kom hulle om die wet. Baie van die ander Jode kyk na dit en sê, maar dit is nonsens. Maar dit is hoe ons mense is. Die oomblik wanneer ons 'n wet het, wanneer ons 'n lys reëls het, dan kyk ons, wat kan ek doen? Wat is die minimum wat ek hoef te doen om die wet te gehoorsaam? En wat is die ergste ding wat ek nie moet doen nie? En ons gebruik dit as 'n manier hoe ek my lewe nog steeds kan lewe volgens my wil, sonder om buite die lyne in te keer. En Paulus sê enige gedagte soos dit, wys dat jy nie eers verlos is nie. Dit wys dat daar 'n probleem is. Jy verstaan nie hoekom Christus ons vrygemaak het nie. Hy skryf in Galasiërs, hy sê vir vryheid is julle vrygemaak. Petrus sê dieselfde in sy 1 brief. Hy sê julle is vrygemaak, maar moenie die vryheid gebruik om te sondig nie. Dit is altyd, ons gaan nou lekker na hierdie diens braai. Ek kan nie wag nie, lekker vleis eet. Maar ek weet jaartig is altyd iemand wat kom en sê, maar kan ek bier drink by die braai? Nou ek gaan nie praat oor alkohol vandag nie. Maar die eintlike rede hoekom hulle dit vir my vra is, hulle wil hê ek moet vir hulle sê, ja, jy kan maar. Dit is eintlik die rede. Reg? En dit wys eintlik net die gedagte dat ek wil kyk wat is die minste wat ek hoef te doen om gehoorsaam te wees. Die hart is nie daar nie. Dit gaan nie oor heiliging nie. Dit gaan nie oor wat ek vir die Here wil doen nie. Dit gaan oor wat kan ek doen om myself te bevredig in die eerste plek? En dan nie te erg te wees, sodat ek heeltemal as 'n sondaar gesien word nie. Ons kan by die braai praat oor of jy daai bier kan drink of nie. Maar ons moet besef dat wanneer ons kyk na hierdie wette, ek dink Paulus skryf dit in Kolossense. Dis nie die hele antwoord nie. Dis nie die hele antwoord nie, luister mooi. Kolossense 2, ons het laasweek gelees. As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos, moenie daarvan vat nie, moenie proe nie, moenie raak nie. Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. En hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde godsdienstpligte, geveinsde nederigheid en liggaamlike kastyding die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevreding van die sondige aard. As jy vrygemaak is, as jy gesterf het in Christus en jy is lewend in Christus, hoekom is jy besorgd oor wat jy mag eet en mag drink en mag doen en wat ook al, hoekom is dit jou gedagte? Dis nie te sê dat dit goed is nie, maar dit is nie waar jou gedagte moet wees nie, want het wys jou gedagte is nog in die gutter. Dit is nog in die grond. Jy is nog aardsgebonde, jy is nog sondegebonde, jy is nog doodsgebonde. Maar as jou gedagtes op God en Christus is, en te sê, nie wat is die minste wat ek kan doen, en hoe kom ek weg met dinge nie, maar om te sê, Here, wat kan ek vir u doen? Ek stel myself ten volle, en alles wie ek is, in diens van u, gebruik my, waar u my wil gebruik. Dit is wat ons gebed moet wees. Dit is wat ons hartklop moet wees. En ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Paulus skryf hier so aan die Romeine. Hy gaan sommer in 'n gebed hier so in die middel van die redevoering. Hy sê aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Dit is God wat dit gedoen het in ons.
Werklike bekering, werklike verlossing deur die Heilige Gees wat in jou leef, beteken dat jou lewe nie meer geregeer word deur wat ek mag doen en wat ek nie mag doen nie, maar wat ek kan doen vir God. Kan julle die verskil sien? Ons is vrygemaak om te werk vir God. En enige iemand sê, wat dan kyk na hierdie woorde en sê, maar beteken dit dat ek dan kan sondig? Nee, want dan verstaan jy weer nie die punt nie. Kom ons verduidelik dit weer, sodat jy kan verstaan wat ons bedoel. Jy is vrygemaak om gehoorsaam te wees aan God. Jy is vrygemaak om die werk te doen vir God. Jy is vrygemaak om goeie werke te doen. Voorheen hoef jy dit nie gedoen het nie. Voorheen kon jy dit nie gedoen het nie. Beteken dit dat mense wat nie gered is nie goeie dinge kan doen nie? Absoluut nie. Natuurlik kan jy goeie dinge doen. Maar op die einde van die dag doen jy dit nog steeds vir jouself. Now, just find out what that guy at the back there wants. There's someone there at the back that's looking for something. Oh, is it? Okay. Random mense wat net instap. Maar ons is vrygemaak om goeie dinge te doen. Dis 'n geleentheid. Dit is, as ons elke dag dink aan, Here help my asseblief dat ek nie te veel sonde doen nie. Here help my dat ek net nie hierdie dinge verkeerd doen nie. Dan gaan jy niks goeds doen nie. Jy is te bang om iets te doen, want net nou doen jy iets verkeerd. Jy is vrygemaak om goed te doen. Is dit die regte ding as ek hierdie ding doen? Doen dit net. Doen dit net. Soos wat jy sonde gedoen het sonder om te dink, doen die goeie dinge sonder om te dink. Dit is wat God besig is om in ons te bewerk en in ons 'n werklikheid te maak. Want vrygemaak van die sonde, sê hierdie wonderlike woorde, vrygemaak van die sonde, het jy slawe van geregtigheid geword. Ons is nie meer die slaaf van ons sonde en ons natuur nie, maar hulle wat vrygemaak is in Christus is slawe van God, slawe van geregtigheid. En hoe weet ons dat ons gered is? Wanneer ons die goeie dinge doen. Nie dat ons gered word omdat ons die goeie dinge doen nie, maar ons doen die goeie dinge omrede ons gered is. Dit moet so natuurlik deel van ons wees, dat mense kan sê, wel, ek verwag dat daai Christen hierdie mense gaan omgee voor. Ek verwag dit van daardie persoon, want ek weet, hy is 'n diensknegt van God. Dit is hoe die kerk in die eerste 3 eeue die wêreld verower het. Nie deur optogte nie deur protes nie. Deur eenvoudig die goeie dinge te doen, toe niemand anders iets goeds wil doen nie. Dat hulle bereid was om as daar 'n plaag in 'n stad is, om in die stad in te gaan, terwyl al die dokters en al die slim mense vlug. Want dis hoe dit in die ou wêreld was. As daar siektes kom, dan gaan al die mense wat kan uit die dorp uit gaan uit die dorp uit. En hulle los die ander mense agter en sê, die ander mense moet maar doodgaan. En die Christene wat gespot is, en die Christene wat uit die stad uit gejaag is, kom almal in die stad en sorg vir die mense wat in die stad is. En hulle self sterf, hulle self word siek, maar hulle help die mense in die stad, en hulle gee om vir daardie mense. Wat dink jy doen daardie mense, as hulle uit hulle siekte uitkom? Wie het gehelp? God se kinders. Wie het nie gehelp nie? My mense. En dan kom hulle tot bekering. Ons kan nie op die kantlyn staan nie. In hierdie wêreld waarin ons is. Ons kan een van 2 dinge doen. Ons kan op die kantlyn staan en kla oor alles wat verkeerd is rondom ons. En is daar baie dinge om oor te kla? Absoluut. Of ons kan net werk en doen wat God van ons verwag. Om ons naaste lief te hê soos onsself. Om te gee vir hulle wat nie kan nie. Om te sorg vir hulle wat sukkel. Om liefde te wys vir hulle wat nie liefde ontvang nie. Selfs jou vyande. Selfs jou vyande. Ek lees baie keer as Salomo skryf daar in Spreuke en sê dat gee water vir jou vyand wanneer hy dors is en kos vir wanneer hy honger is.
Selfs Jesus sê dat jy moet omgee vir jou vyand, en ek myself, maar hoekom? Want dit is die regte ding om te doen. Sien, ons begin altyd met die renades van hoekom ons dit nie hoef te doen nie. En ek dink dis waar ons probleem is. Dis ons kop. Ek sien dit in myself. Ek dink dit is wat Paulus eintlik bedoel in Romeine 7, wanneer hy sê, die dinge wat ek wil doen, doen ek nie, en die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy is nie besig net om te praat oor sonde nie, hy praat oor die alledaagse dinge, van hoekom moet ek myself elke keer ooreed om goeie dinge te doen? Ek moet 'n goeie argument opbring om myself te stop, want ek het 'n strydery binne in my, 'n worstelstryd binne my. Jy sien iemand in nood, jy kyk na die persoon, jy kan hulle help, maar jy dink by jouself, daar's 50 stories wat ek kan dink, hoekom ek daai ou nie vandag gaan help nie. En hoekom hy homself nie kon gehelp het nie. En goeie redes, dis alles goeie redes. Maar wie is jou baas? Wie is jou baas? Wie is my baas? En vir wie werk ek? Wie se uniform dra ek vanoggend? En wie se werk doen ek? Petrus skryf in sy brief, in 2 vers 15, God wil immers hê, hier is die wil van God. God wil immers hê, dat julle deur goed te doen, die onkunde van dwaase mense stopsit. Leef as vry mense, nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as diensknegte van God. Doen goed. Sorg vir die weduwees en die weeskind. Gaan kuier vir die mense wat in nood is. Bid vir hulle wat gebed nodig het. Gee 'n drukkie vir hulle wat jare laas 'n drukkie gehad het. Asseblief iemand druk my. My pa vertel my, daar's 'n ou oom vir wie ons sorg en ons raak kwaad. Kyk hierso. Want partykeer vat mense advantage, nee. Maar ons hou aan help. En ek dink was gister, toe was hy afgewees en net op 'n gegeven van die oomblik dink my pa, ag Abe, gee my 'n drukkie. En daai ou oom is net soos, jy weet nie wat dit beteken nie. Is iets kleins. Maar dit is goed. Dit is goed. En ons moet meer sulke dinge doen. Omgee vir ons medemens. En weet julle wat, as ons besig is met dit, dan het ons nie tyd om te werk vir ons ander baas, vir die sonde nie, want hy is nie meer ons baas nie. En dis wat Paulus vir ons probeer leer hier in die gehoorsaamheid. Dit gaan nie oor wat se sonde ek doen of nie doen nie, dit gaan oor of ek doen wat ek moet doen vir God. Christus het gesterf vir ons sondes. Ons is vrygespreek, ons is vrygemaak van die wet en al die reëls en al die dinge. Ons gehoorsaam dit nie omrede ons nou onder dwang is om dit te gehoorsaam, maar omrede ons vrygemaak is om dit te kan doen vir God se heerlikheid. Omrede ons vir ons baas werk. En ons moet dit so gereeld doen en so besig wees met dit, dat dit tweede natuur by ons word. Dat wanneer die idee van sonde by ons opkom en verleiding by ons opkom, dan moet ons onsself uit kan stry. Maar wanneer goeie dinge op ons pad kom, dan moet ons dit doen sonder om eers te vra. Soos wat ek al talle mense gehoor het, Here gee my 10 tekens, laat die wind sy rigting waai en Here, as jy nou hierdie dingetjie laat gebeur, dan sal ek nou vir daai persoon gaan bid. Gaan bid net vir die persoon, man. Ek kan dit nog nooit verstaan het dat ons sukkel om vir mense te bid nie. Here, gee my 'n teken dat ek vir daardie persoon moet gaan vertel van, ekskuus, wat is die teken? Wat soek jy? Wat wil jy hê? Gaan doen dit net. Jy het nie 'n teken nodig gehad vir die sonde nie. Gaan doen net wat reg is. Want wanneer ons omgee vir die naaste, dan voer ons die hele wet uit. En hy gee vir ons hierdie belofte aan die einde van hierdie gedeelte. Hy sê, want wanneer toe julle ledemate vir sonde gegee het julle besef nou,
hoe nutteloos dit alles was. Julle skaam julleself vir die ding wat julle aangevang het, want julle weet dit lei na die dood toe. Hoeveel te meer wanneer julle nou die goeie dinge doen, en wanneer julle nou lewe in gehoorsaamheid tot Christus, om heilig te leef, sal julle nie vreugde vind in die feit dat julle die ewige lewe ontvang nie. Ons doen goed, nie om die ewige lewe te ontvang nie, ons doen goed want ons gaan die ewige lewe ontvang. En so niks op hierdie aarde is nodig vir my nie. Daar's niks wat my vashou op die aarde mee nie. Want Christus is my koning en my Here, en voor hom kniel ek. En dit is die vryheid van ons verlossing. Dat hulle wat in Christus is, besig is met die werk van Christus. En ek wil as laaste waarskuwing gee, dis nie 'n performance review nie. Jy kom nie aan die einde van die week by Sondag en sê, wel, ek het hierdie en hierdie en hierdie gedoen, en ek dink ek is pretty okay nie. Nee, jy doen dit omrede jy dit net moet doen. Want die oomblik wanneer ons kyk na wat ons doen, en hoe baie ons dit doen, dan val ons terug in die slaghuister van dit is die wet. Ek moet soveel goeie dinge doen hierdie week. Ek moet ten minste 10 minute spandeer aan goeie dinge. Jy hoef dit nooit vir sonde te gedoen het nie, jy behoort dit nie te doen vir hierdie goeie dinge nie. Dit is nie 'n performance review nie. Ons werk nie om te kyk of ons goed genoeg is om die Here se genade te ontvang nie. Ons ontvang dit sonder dat ons enigiets gedoen het in die eerste plek. Ons doen dit omrede ons vrygemaak is om dit te kan doen. En dis die Gees van God wat in ons werk om dit te doen. En so ek wil julle aanmoedig om in julle gebed net eenvoudig te bid, Here, help my om te doen wat U wil hê ek moet doen. Want dit is die einde van die dag die Heilige Gees wat ons bekwaam maak om te wil en te doen dit wat God verwag. Maar stel jou ledemate, jou hele liggaam, jou hele wese tot beskikking van God en sy diens. En as ek kan sê, iemand se werk vandag is om die vleis te draai, Jaco. Doen die goeie werke vir die mense. Kom ons doen wat die Here van ons verwag en wees lief vir ons naaste. Gee om vir hulle wat nood het. En vervul so die wet van Christus. Amen. Kom ons bid. Kom ons by geloof. Vader, dankie vir die getuienis, Here, dat ons net weer eens kan hoor, Here, dat U luister na die gebede van U kinders. En soos wat Nikkie nou gesê het, Here, dat ons absoluut vir Elspie bid, dat ons weer vir Elspie, Here. Here, dat U sal ingryp en dat U haar ten volle sal genees, Here. Here, enige kwale, enige iets wat sy het in haar liggaam. Here, bid ek dat U haar 100% sal gesond maak en haar sal versterk. Here, en wees ook met Sydney en die lande, Here, wat ons sien na en Here, God, versterk hulle ook in hulle gemoed, Here, wees met hulle ook, Here, en Here, ons kraag hulle met U liefde en U genade en U krag, Here. Here Vader, dan bid ek nou vir elkeen van ons waar ons gaan, Here, mag ons U eer in ons woord en ons daad, Here, mag ons lewe vir U eer. O Heilige Gees, dat U ons sal help om gehoorsaam te wees aan die wil van die Vader. Dat ons dit as tweede natuur sal sien, dat ons nie eens 2 keer sal dink om te help nie, dat ons sal omgee vir elke medemens, selfs vir ons vyande, dat ons sal sorg vir wie ook al in nood is, Here. Here, dat ons sal uitleef dit wat U ons geroep het voor. Here, dat ons vrygemaak is om te lewe vir U, Here, en alles te gee vir U, Here God. Here, en waar ons ook nou gaan en bietjie gaan gesellig wees en gaan kuier, Here, seën dit ook. Here, seën die geselligheid en die samekoms, Here God, mag dit absoluut, Here, 'n vreugde wees vir ons almal. In Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in seën van die Here.